julle baie welkom by Enkids. Dit is so lekker dat jy vandag saam met ons kyk. Is julle reg om te begin? Nou kom ons staan en ons sing saam. Ek weet dat Jesus hier in my hart leef. Ek weet dat hy elke dag weet waar ek is. Ek weet dat Jesus my nooit verlaat nie. Ek weet dat hy my gemaak het, net soos ek is, net soos ek is. Hy het my lief, net soos ek is. En hy lig my ook op. Hy maak my beter, maak my sterker. Hy maak my weer nuut. Deur sy liefde is ek heilig. Weet jy dat Jesus hier in jou hart leef? Weet jy dat hy elke dag weet waar jy is? Weet jy dat Jesus jou nooit verlaat nie? Weet jy dat hy jou gemaak het, net soos jy is, net soos jy is. Hy het jou lief, net soos jy is. En hy lig jou ook op. Hy maak jou beter, maak jou sterker. Hy maak jou weer nuut. Deur sy liefde is jy heilig. Hy lig jou ook op. Hy maak jou beter, maak jou sterker. Hy maak jou weer nuut. Deur sy liefde is jy heilig. Ek love 'n goeie animation. Kyk gou saam met my hierdie stukkie wat woede so goed uitbeeld. When things go wrong, anger is there. This is anger. He will make sure the world knows anger is in control. But what you really need to watch out for is when he's out of control. Get to know all your... Kan jy met hierdie emosie mannetjie identifiseer? Ek voel soms asof ek kan ontplof as dinge verkeerd gaan, of iemand maak my seer. Dis amper asof ek nie kan beheer wat binne in my aangaan nie. Die ding is, as ek my seer nie hanteer nie, dan word dit hierdie woede wat so plofbaar kan wees, dat dit massiewe destruction kan veroorsaak. Dis presies wat in vandag se skrifgedeelte gebeur het. Check dit uit saam met my. Hallo julle. Vandag gaan ek vir julle 'n stukkie uit Genesis 4 lees. Genesis 4 is die storie van Kain en Abel. Kain en Abel was die seuns van Adam en Eva. So nadat Adam en Eva uit die tuin van Eden uitgetrek het, het hulle hierdie twee seuns gehad. Kain en Abel was twee oulike broers. Kom ons hoor wat sê Genesis 4, wat het met hierdie twee broers gebeur? Toe hulle groot was, het Abel 'n veeboer geword en Kain 'n landbouer. Met ander woorde, hy het met graan geboer. Toe die oestyd aangebreek het, het Kain uit die opbrengs van sy landerye 'n offer vir die Here gebring. Abel het die beste uit sy lammers, die eersteling van die seisoen en van hulle vet as offer gebring. Die Here het Abel en sy offer aanvaar, maar nie die wat Kain gegee het nie. Daarom was Kain baie kwaad. "Hoekom is jy so kwaad?" vra die Here vir hom. "Hoekom hang jou gesig so? Is daar nie aanvaarding vir jou as jy reg optree nie? Maar as jy weier om reg te doen, moet jy oppas. Sonde hurk by die deur om jou te oorweldig, maar jy moet dit oorwin." Kain het met sy broer Abel gepraat. Hy het hom veld toe genooi. Terwyl hulle in die veld was, het Kain sy broer Abel aangeval en hom doodgemaak.
God het alles gemaak. Ons lees daarvan in die Ou Testament, in die eerste boek van die Bybel, Genesis. Hy het ook vir Adam en Eva gemaak. Adam en Eva het in die tuin van Eden saam met God gebly, totdat hulle ongehoorsaam was. God het hulle vergewe en was nog steeds goed vir hulle. En hulle het 2 seuns gehad met die naam Kaan en Abel. Elkeen van die boeties het vir God offers, geskenke gebring om hom te aanbid en eer. Abel het die beste van wat hy gehad het gebring. Kain het sommer maar net ietsie gebring en nie soveel moeite gedoen nie. God was natuurlik meer bly oor Abel se geskenk, omdat Abel se hart reg was om vir God die heel beste te wil gee. Kain was so kwaad. Hy was kwaad vir God en kwaad vir sy broer. God het toe na hom toe gegaan, sodat hulle kon praat hieroor. God is mos lief vir mense en wil hulle selfs help wanneer hulle kwaad is. Maar Kain wou niks weet nie. Hy wou net kwaad bly. Hy het niks van daardie dinge wat jy gehoor en geteken het, gedoen nie. Ai, as hy maar net met God gepraat het en sy hart gedeel het, kon hy vir God vertel dat sy hart eintlik seer is, omdat hy minder belangrik voel, of dat hy eintlik jaloers is, omdat hy God se aandag wou hê. Baie kere begin kwaad by seer of hartseer of jaloers wees. As jy met iemand of met God deel wat jou pla, kan dit jou help, dat jy nie ontplof en verkeerd doen nie. Maar Kain praat nie met God nie, of met enigiemand anders nie. Hy tel nie tot 10 nie, hy haal nie asem nie, hy gaan nie bietjie een kant toe nie, hy gaan doen nie bietjie oefening om beter te voel nie, niks nie, hy raak net al hoe meer kwaad. Die woede broei in hom. En weet julle wat? Hy maak sy broer dood. Dis verskriklik. Sy woede lei tot sy broer se dood toe. Destruction. Kain is vir ons 'n voorbeeld hoe 'n mens se woede jouself en ander kan verrinneweer as jy dit nie hanteer en daaroor praat nie. God was nie kwaad dat Kain kwaad is nie. Dis okay om kwaad te voel. Hy het vir ons gevoelens gegee om te kan voel. Dit gaan oor wat jy met jou kwaad doen. Dink vir jouself 'n plan uit wat om te doen as jy kwaad is. Wat het jy nodig om nie te ontplof nie? Besluit saam met my hoeveel die volgende jou sal help. 10 beteken dit sal super baie help. 1 beteken dit gaan niks help nie. Skryf dit sommer ergens neer. Ek gaan sommer hier op die skerm skryf. Watter getal ek kies, dan kies jy joune. Jy sal sien, dit gaan vir ons elkeen verskillend wees en dit is 100%. Okay, let's go. Sal dit jou help as jy kwaad is om in jou joernaal te skryf? Stadig asem te haal. Dit gaan oefen. Met 'n vriend of vriendin te gesels oor wat jou kwaad maak. Om met jou ouers daaroor te praat. Om na musiek te luister. Om te bid. Om tot by 10 of selfs 100 te tel. Om iets kunstig soos verf of te teken te doen.
om 'n instrument te speel. Kyk nou na jou top 3 dinge wat jou kan help. Onthou hulle en as jy weer voel asof jy ontplof van woede, doen een van 3 dinge. Ek seker dit gaan ons baie help. Sterkte met jou week. Hey julle, kom ons bid saam. Dankie liewe Heer dat U ons so liefhet en dankie dat U planne vir ons het. Planne wat ons nie altyd sien nie, maar U kom en U maak ons baie reguit. Here, ek bid vir die nuwe skooljaar wat kom, dat U in ons harte net 'n rustigheid sal bring, dat ons kan sien dat U is altyd met ons en maak nie saak hoe ander mense ons hanteer nie, U liefde is altyd nader aan ons as enigiets anders. Ek bid vir 'n wonderlike 2021, dat U sal kom en ons sal omring met U liefde en vrede. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.